Ek hou daarvan om te luister wat ons sing. Amen. Wil jy nie die woorde weer opsit vanmôre? My laaste lied. Luister wat sê hierdie woorde. He knew me. Yet he loved me. He whose glory makes the heavens shine. I'm so unworthy of such mercy. When he was on the cross, I was on his mind. Jy ken jouself. En baie keer verwerp jy jouself. Jy weet hoe kort jy skiet, hy ken dit alles. Hy weet wie jy is in diepte, hy ken jou hart. Hy sien nie dat jy is soeker. Hy weet wat jou tekortkoming is. Deswees het hy jou uitgekies. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En omdat hy jou ken vanmôre, het hy homself oorgegee aan 'n kruisdood. Omdat hy geweet het met alles wat jy het, alles wat jy besit, alles wat jy is, sou jy nie in staat wees om te doen wat hy kan doen nie. Ons weet wat ons afkeer, wat ons goedkeer. Hy weet dit ook. Maar vanmôre keer hy nie af nie. Breek hy jou nie af nie. Al wat ek vir jou het vanmôre is genade. Amen. Wil jy hom nie loof vanmôre? Baie dankie. Man, julle kan sing. Prys die Here, jy mag die sitplek neem. Daar's 'n paar wat dit begryp. Dankie Here vir orkes, vir 'n band. Hoe voel jy vanmôre? Hoe voel jy vanmôre? Daar's 'n paar nee. Grafdoeke is nog op. Maar prys die Here. Hier so iets spesiaal gebeur en vanmôre vir u ook. Weet jy dat musiek is die hoogste vorm om God mee te eer? Amen. Weet jy gebed is die diepste vorm om God mee te aanbid. Maar weet jy as ons 'n kombinasie van die twee vanmôre sal toelaat. Gebed en lofprys. Aanbidding, saam met ons musieke. Hoe diep kan ons dalk nie gaan? Dis nie vir u en vir my nie. Die preek is vir u en my. Maar die lof en die aanbidding is vir hom. Amen. Hoor die prys en die eer, deel en geen mens. Ek voel dat die pastoor so oulik is as ek 'n mooi woordjie spreek hier. Dit is omdat hy so 'n goeie God is. En omdat hy soveel genade vir my en u het. Omdat hy jou ken. Omdat hy jou ken. Ek weet nie, geliefdes, as ek ou soos ek geken het, dat ek hom op my rekening van die hemel gekeer partykeer. Maar dankie Here, hy ken my ook. Is hy hier vanmôre? Amen. Die Here is goed vir ons. Sê amen. Amen. Maar geliefdes, ek het 'n verwagting vanmôre. My verwagting is dalk heeltemal anders as u verwagting. My verwagting is nie net om 'n mooi woord te kom spreek nie, iets te kom sê nie, inteendeel, woorde ontbreek my soms om te sê wat werklik in my hart, dan gaan ek sê vanoggend vir President nie. Ek het vanoggend vir een of ander rede moeg
opgestaan. Wie voel ook so vanmôre, wees nou eerlik? Moeg opgestaan. Ek weet nie of dit altyd die lewe is wat druk en of daar 'n geweldige geestelike aanslag aan die aand was nie. Maar ek gaan vir julle vertel, soms staan jy op moeg. Vir een of ander rede maar bietjie mismoedig ook, nee. Dankie Here, dat die eersteling van die dag aan hom behoort. Ons is vanmôre hier saam en waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy om ons aan te doen met. Amen. Prys die Here. Halleluja. My pa het altyd gesê, word wakker, kry lewe, die lewe is verniet. My tannie het gesê op en uit. My geliefdes vanmôre gaan ons nie uit nie. Al waar ons uitgaan is uit om die Here te dien. Amen. En ons gaan met alles in ons vermoë uitgaan om sy naam groot te maak. O, halleluja. Prys die Here. Ek dink, hoe gaan hy ene? Help 'n bietjie daar. Ek het gesê, ek het nie 'n groot verwagting nie. Maar weet jy wat, soms is dit nie die verwagting wat tel nie. Want ons kan inkom met 'n geweldige verwagting en dan is dit ons verwagting. En dan ontmoet die Here op 'n ander manier. Weet jy, ons het baie keer voor dienste het ons voorkere, as die pastoor nie vanoggend so maak, of as die diens nie so gaan, of so gaan nie, gaan ek aanneem dat die diens onderdeur is, en dat ek nie gaan kry wat ek wil hê nie. As ek inkom en die ene sit voor my, of daai ene sit langs my, of ek het hierdie spesifieke das aan, of hierdie spesifieke baadjie, of hierdie spesifieke broek, of hierdie stel skoene, broer, hey, ek het hulle gepolitoer vir volgens se diens. Nou jok ek vir die hoor. Maar weet jy, baie keer is dit ons voorkere ten opsigte van ons diensbaarheid in die Here. En dan kom ons en dan sien ons nie hierdie goed nie. En nommer 1, die menslike aangetrokkenheid tot goed, keer jou dan af. Dan verloor jy voordat die geveg begin het. 'n Bokser klim nie in die kruit. Moet nie hoop hy verloor nie. Hy oefen vir maande en vir jare aan een. Volg 'n spesifieke dieet. En wanneer hy daardie dieet gevolg het en sy oefening voltallig is, dan klim hy in die kruit en sy oefening, is dit so. Weet jy dat die kerk nie net 'n plek is waar jy kom om net te kom ontvang nie, maar om uit te gee ook. Jy gee jou lofprysinge in ruil vir genade. Jy gee jou aanbiddinge ten opsigte van die salwing. Jy gee jouself vir die Here. Dit is 'n plek van gee, meer as 'n plek van ontvang. Het jy dit geweet? Baie van ons kom met die opset net om te ontvang. As my vrou sê, needy baby, greedy baby. Myne. Net myne. Is dit so? Vanmôre vra ek dat jy die Bybel oopmaak in die boek van Eksodus. Ek sien ek gaan nie verveel vanmôre. Ek gaan hard probeer om jy uit die graf uit te kry vanmôre. Grafdoeke afdaal. En wat se boek is ons vanmôre? Eksodus 14 vanaf vers 1. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan in Pia die grot tussen Migdol en die see reg teenoor Baal se grond. Moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao vir die kinders van Israel sê, hulle is verdwaald in die land, die woestyn wat hulle insluit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele weermag verheerlik. Die Egiptenare sal weet dat ek die Here is
En hulle het so gedoen. Verder die 8ste vers, sê en die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat die kinders van Israel agtervolg het, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het, by die see Pi Hagirot, voor Baal Zephon, toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. Daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen, dat ons uit Egipte uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nooit weer sien in ewigheid nie. Here, dankie vir vanmôre se diens. Laat u Gees posvat van elke hart. Ek bestraf elke dwalende gees. Elke een, Here, wat in sy hart voel en slaap, roep ek vanmôre tot wakker word. Want u is in beheer. Salf hierdie onwaardige lippe, Here, en spreek net soos wat u wil. Ek pleit die bloed van die Here Jesus Christus oor die vergadering, en oor myself en my gesin. In Jesus naam. Amen. En amen. Weet jy wanneer verloor ons 'n stryd? Wanneer ons gedagtes begin te dwaal. Weet jy wanneer kom ons grootste probleme en ons grootste reddelkabel met die Here? Wanneer ons nie gefokus is nie. Weet jy hoekom die vyand in allerlei maniertjies om fokus te steel? Hy steel fokus deur alles wat jou afkeer is. Vanmôre wil ek hê dat jy die gedagtes gevange moet neem in opsigte van gehoorsaamheid aan die woord van God. Vergeet alles om vir 'n oomblik, vergeet alles. Vergeet alles by die huis, vergeet vir 'n oomblik van wie langs voor of agter jou sit. En fokus op die Here. Fokus op sy Gees. En hoor wat hy vir die vanmôre deur hierdie woord wil sê. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here, as die een van die bekendste gedeeltes waarop die hele Israelitiese volk van toekoms, van daar af in die toekoms in hulle self, dan sal vir hunself, ons het 'n paar weke terug, of 'n maand of so terug, het ons die Paskafees hier gevier, en dit het juist ook daaroor gegaan, dat hulle eersdags uit 'n plek van balling uit gered was. Maar hier kom ons by die plek waar hulle in 'n woestyn kom, waar die omstandighede vir hulle in 'n oomblik nie so mooi is nie. En weet jy, daardie omstandighede wat hulle self kry by, bring hulle tot om in verdeeldheid met die man van God nommer 1 te kom met Moses, en met die Here ook te redekabel en te betwis oor wat sy motief was om hulle uit te haal. Hulle noem dit in soveel woorde. En die Here het dan van daar af gaan uithaal om hier in 'n graf te kom sit.
in die woestyn. As ek net kon werk en 'n stukkie brood kon kry, al het die sweep op my rug geklap, sou dit vir my beter gewees het, met die houe van die sweep op die rug, as om hier van honger en dors te sterwe. Weet jy, ons is weer eens baie keer kortsigtig, want ons sien nie die langtermyn uitkoms nie, en ons kry ons vertroue op soveel van ons eie mensgemaakte idees. As ek net kan doen wat ek kan doen, dan sal dit met my beter gaan. En weet jy, ek wil nie vertel, al soveel kere waar ons kom op 'n plek, waar ons by 'n punt van onmoontlikheid uitkom, dat dit vir jou glad nie moontlik is om iets te kan doen nie. Dat die vermoëns wat jy beskik, nie vir jou genoegsaam is, om deur te kan trek met dit, wat eintlik moet gebeur nie. Die eerste keer wat hulle by dit kom, is by hierdie woestyn. En daar is veer en daar moes gerigte gewees het, want dit is 'n magtige volk, wat uittrek, daar uit Egipte uit. 'n magtige groepering mense, wat saamkom, om weg te trek, oor die 40.000 met waans, strijdperde, kinders, karre en noem dit alles. Met al hulle tente, met al hulle besittings, en nog dan goud wat hulle gekry het, by die farao. So nou is hulle met hulle skatte, met alles woestyn in. En die Here sê vir hulle, met die aanvangs van hulle reistog, ek gaan farao se hart verhard. Ek gaan hom kwaad maak. Hoekom sou die Here dit doen? Het ons dan nie gehoor hier in die begin van die woestyntog, dat farao gaan kwaad wees vir ons nie? En ons ken farao se kwaad. Dis wanneer die pakke sla uitgedeel word. Dis wanneer die houe val. Wanneer farao kwaad word. Julle werk te stadig, kry pakke sla. Julle werk te stadig, vat hulle kos weg, vat hulle ramsoene weg. Gee hulle die lewe van 'n slaaf. Soveel wil die vyand die slaaf lewe oor jou dwing. En hy is besig daarmee elke dag van jou lewe. Hy dwing die slaaf wees op jou af. En weet jy, kind van die Here, baie van ons raak so gewoond aan om slaaf te wees, dat dit ons natuurlike vorme van lewe inneem. Ons raak bewus van om slaaf te wees. Dis nie lekker nie, maar ek's gewoond daaraan. Gewoonte is 'n gevaarlike ding. Want die gewoonte van slaaf wees dwing jou om te aanvaar dinge wat nie eintlik aan jou behoort nie. As jy 'n slaaf is, kry jy nie wat jou toekom nie, maar wat vir jou gegee word. So wil die vyand vanmôre kinders van die Here se harte in sy hande gekry, en hy het hulle slawe gemaak van sonde en 'n sondige natuur. Hier staan hierdie groepering mense murmurerend kwaad. En hulle doen die een ding wat seker die toekoms van hulle volk en die wat daar is, die eerstegeborenes van Israel, se lewe sou kos. Hulle twis met God. Hulle trek 'n vraagteken oor wat die Here in staat is om te doen. Nou geliefdes, weet jy, ons het nie die volle plan van die Here nie. Ons sien dinge ten dele. Wanneer die Here 'n belofte maak, weet jy geliefdes, dan is ons almal gretig om die belofte te ontvang. Maar baie keer op pad na daardie belofte is daar 'n stukkie woestyn wat vir ons wag. 10 dae rit. 10 dae. Nou 10 dae, klink maar, okay, is reg. Ons trek op. Maar weet jy hoeveel eisend is die woestyn? Dis dor. Dis droog, dit het anders se lewens gekos. As jy dit nie weet nie, hoe sou jy dan voorberei vir 'n reis? Nou is daar nog 'n vyand agter jou aan ook. Guess what? Hy is in elk geval agter jou.
Weet jy nie, die Bybel van ons sê, hy loop al buite ons soos 'n brullende leeu, om te verskeer, en te vermoor, en te belieg, en te bedrieg, diegene wat swak geword het. Hy is soos 'n hyena, nie 'n leeu nie. Hy loop soos 'n brullende leeu, maar hy gikkel soos 'n hyena. En weet jy wat geliefdes, jy kan hom hoor? Wanneer jy val, wanneer jy seer het, dan gigel hy, want hy het iets reg gekry in jou lewe. Die vyand is daarop uit om jou te poetjie, om jou te trip, om jou te laat val. Hy maak allerhande grappies en ons val daagliks daarvoor. Want hy kry ons in ons mag van gewoonte. En om 'n mag van gewoonte te breek, is nie altyd maklik nie. Ek het dit hierdie laaste rukkie agtergekom. As jy gewoond is aan 'n sekere lewenstyl, en 'n sekere manier om dinge te doen, luister broer en suster, gaan jy dit amper doen vir die res van jou lewe. Of dit gesond of ongesond vir jou is. Gaan jy in daardie gewoonte bly vir baie lank. As jy gewoond is, ek kyk my vrou, weet jy, 5 uur in die oggend, klok hoef nie te lui nie. Ploeps, dan sit op en soos hele huis vol en alles gebeur. My ma was op so 5 uur in die oggend, is die ketel aan en die koffie begin al kook. Hey, weet jy, daar's diegene wat daarom hou daarvan om teen die klok te bestry. En dan, my gewoonte. Hy stoes sy gelaaste bietjie warm met die komberslike kan lê. Wie geniet dit ook? Wees nou eerlik. Kom nou, los my nie alleen nie. Hy sê, prys die Here. Maar so gebeur dit in een huis, dat een hou van vroeg en een hou van laat. Because opposites do attract, is dit nie so nie? En so werk dit soms, en wanneer ons by mekaar kom en besef ons, die lewe is maar so uitgekap dat ons so saam moet stry. Sy moet altyd beklei om my die bed net te kry. Oké, kom maar. Arme suster. Arme broer, man, dan nie, jonge. Sit ons so om bietjie slaap om te kry. Maar geliefdes, kom ons wees eerlik met mekaar vanmôre. Dis baie keer daai gewoontes wat ons nie wil opgee nie, wat ons na ons graf toe vat. Want daardie gewoonte maak 'n deur oop vir nog iets. So bietjie ly, so bietjie slymer, so bietjie slaap, so bietjie sleg wees. Ag nee, nou sal ons dit doen en doen ons dit nooit nie. Ek hoor eendag sê 'n prediker vir die gemeente, luister suster, is nou nie nodig. Om elke 6 maande jou man te herinner dat hy die sien moet regmaak. Jy sal dit uiteindelik doen. Maar liefdes, weet jy, hier staan die volk van Israel. Murmurend, kwaad, klaand. Hulle het 'n belofte in die ene. Maar die belofte word obskuur gemaak deur dit wat hulle gewoon is. Daar's ewe skielik nie 'n weeg of 'n wig tussen die twee nie. Wat weeg swaarder? Dit wat mooi is vir jou in die toekoms of dit wat sleg is vir jou nou? Wat weeg vir jou beter? Dit wat vir jou wag, wat uit die hand van die Here is, of dit wat deur jou menswees ontvang word en toebedeel word deur mensehande? Maar ek sê vir die toekoms alleen kan verseker waantoe jy op pad is. Die Here sê my gedagtes aangaande julle is moeilikheid en pakke slaag. Is dit wat die Here sê? Ja, kyk net of jy wakker is. Wat sê die Here se belofte aangaande ons? 'n voorspoed en nie teenspoed nie. 'n hoopvolle toekoms. En nie 'n teenkantige toekoms nie. Nie 'n toekoms sonder hoop nie, maar 'n toekoms waar hoop floreer. Maar dan wil ek vir julle sê, daar's 'n stukkie woestyn. As jy nie die woestynpad kan loop nie,
kan jy nie by die belofte uitkom nie. Wat doen jy in jou lewe as jy die woestynpad merk? Gaan jy terug in autopilot en begin te kla oor alles? Weet jy, ons het in so klaande, murmurerende volk in Suid-Afrika verander, en dan die volgende moment slaan ons oor in iets wat vir my eintlik maar bietjie snaaks geraak het. Ons maak grappe van die ernstigste situasies wat onder die son is. Ek gaan vir my daai ou bietjie stil, dus hy trek aandag af. Even. Luister geliefdes, so dis nodig vanmôre om ons fokus op die Here te kry. Dit is waaroor die hele oefening gaan vanmôre. Daarom vra ek net vir die ouetjie stil dat ons net gou 'n beweging kan kry. When he was on the cross, I was on his mind. Is hy hier vanmôre? Amen. Sê hard amen. Amen. Is jou fokus hier vanmôre? Amen. Is jou fokus op die Here vanmôre? Amen. Is jy voor die woestyn vanmôre? Sien jy wat kom vir jou vanmôre? Ek sien nie meer die woestyn nie. Want dan is ek kortsigtig. Ek weet wat in die woestyn vir my wag. Ek weet wat in die slawerny vir my was. Ek kom uit daardie wêreld uit. Maar nou is dit vir my om deur die woestyn te kan begin te sien wat vir my wag in die ander kant. Luister my kind van die Here, fokus vanmôre op die ander kant van die woestyn. Onthou jy die beloftes wat die Here aan u gemaak het? Die Bybel sê, julle wat God herinner aan sy beloftes, moenie slaap nie. Moenie rus nie. Maar konstant moet ons die Here herinner aan sy beloftes. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Hoekom sal jy wonder? As Israel net begin te doen het wat die Here sê, begin te fokus, my kind, weet jy wat sal gebeur het? As hulle die Here aanhoudend aan sy belofte herinner het. Dis nie om God te herinner nie, hy vergeet niks nie. Maar wanneer jy die Here begin te herinner aan die beloftes wat hy vir jou gemaak het, kondisioneer jy jouself om in lyn te kom om het te ontvang. Halleluja. Vir wie vertel jy dit? Wie vertel dit vir die Here? Hoekom vertel jy dit nie vir die vyand nie? Want dan gee jy hom 'n paar gaps om in te slaan, om jou te verhinder om daar uit te kom. Die vyand het gehoor Israel is op pad na die beloofde land. God het gesê, ek gaan 'n einde maak aan julle vervolger. Hy maak Farao bitter kwaad. Hy gaan roer so bietjie in Farao se hart. En Farao sit vir 'n oomblik nie stil in sy troonsaal nie. Hy kan nie op die troon sit en sê hierdie kant toe, dan sy daar, dan kyk vir die prentjie wat in daai man se hart aangegaan het, want nou kom hulle weg. Wie gaan nou my land bou? My eie mense sal dit nie doen nie. Hulle is gewoond om die sweep te slaan. Hulle weet niks van 'n troffel af nie. Hoor jy wat ek sê? Nou moet hy weer vir Giepie en vir Pietie en vir Koosie en vir Gertie gaan haal. Want hulle was die Pieties wat vir hom gewerk het. Die Farao storm hy groep Israeliete van agteraf. Hy haal nie 'n paar liekse soldate uit nie. Hy haal nie 'n paar ouetjies uit wat daar by die hek staan wanneer dit pouse is nie. Hy haal die gewapendes uit. Die slagorde van sy volk. Hy gaan al die rekkies en hy gaan al die SWAT team. Hoor jy wat ek sê? Want hy het 'n stryd
om te voer, uit 'n punt om te bewys. Hoe nader jy aan die beloofde land kom, o kind van die Here, hoe meer triks en antics sal die vyand teen jou trek, en hoe meer sal hy kom om jou aan te val, en hoe meer en hoe nader jy aan jou belofte kom, hoe meer sal hy jou probeer keer, en hy sal die gerigte van oralste af na jou toe stuur. You know what happens with us? We all fall short of the promises of God. You know why? Because on our way to that promise, the devil gets his way. Even if it's only by a spoken word. And then we turn around. Weet jy, elke keer wanneer ons die belofte kan sien, 10 dae ver, net 10 dae. Weet jy, 10 dae is daarom nou nie 'n leeftyd nie. Maar ons weet dat dit was om 'n stukkie brood. Sê die Bybel tog nie, pastoor, in die sweet van julle aangesig sal julle die brood verdien nie. Wissels en dorings sal die land voorbring teen julle. Hey, hy het niks gesê van sweepe en pakke slaan nie. Is hy met my? Ek kan met die dorings deel. Ek kan met die wissels deel, ek kan met die harde grond deel. Ek kan deel met die harde werk. Maar die pakke sla op pad soontoe, hey, dit is nie, dit is slaaf wees. En weet jy wat doen die Here? Hy sê vir Moses, sê vir die volk, herinner hulle, dat ek met hulle vervolging gaan deel. Ek gaan verder praat, jy ken almal die verhaal, hulle loop 'n paar myl verder en hulle kom by 'n see. Links van hulle is daar berge, regs van hulle berge, agter 'n skryende, skrander paadjie. Die soldate kan daar deurkom, hulle het daar deur gevleg. En hier staan hulle by 'n tweede punt van onmoontlikheid, hulle kan nie oorswem, almal van hulle nie. Die Here bring ons tot op die punt waar ons nie meer moontlik dinge kan doen nie, baie keer in ons lewens. Op pad na die belofte toe bring hy jou by daai plek waar net hy dit vir jou kan moontlik maak. Jy kan nie gaan steen op die hand van vlees nie. Weet jy wat? Die Here sê vir Moses, Moses, wat is daar in jou hand? Onthou jy daai gedeelte in die woord? Jy kan dit gaan lees daar. Dink Moses moes gedink het, Here, wat bedoel jy? Ek dink ek kan so 'n bietjie flout op hierdie stok. Weet nie so lekker nie. Weet nie hoeveel Moses geweet het hoe groot hy was nie. Want hoe groot die stok was nie. Ek sê maar hierdie volk hier agter ons 'n klomp mense. Ek weet nie, Here, die hele volk kan nie op die stok pas nie. Moses word hierdie bevel gegee. Steek uit jou staf. Daarom is daar leierskap in die hiërargie in die kerk. Om ons te lei na hierdie plek toe. 'n Leierskap deur God verkies. Om ons die rigting aan te wend. Vanmôre sit jy dalk op die plek, iewerste voor die woestyn, iewerste dalk in 'n fase van murmurering, iewerste in 10 dae voor jou belofte kom, of 'n paar dae voor die dinge, jy sit vanmôre dalk op 'n plek van onmoontlikhede, daar waar jy gedink het, jy gister en eergister nie was nie. Jy was gewoon dalk in die slawerny van dinge wat jy mee te doen gehad het in die verlede, maar dit was nie jou uitkoms nie. Dit was nie jou bepaalde punt nie. Dis nie waar die Here jou wou gehad het nie, en dis nie waar hy jou heen gelei het nie. Baie keer is dit ons eie doen en later wat ons die slawerny terugvat. So wie is hierdie boodskap vanmôre? Die res van die kerk het hom nie nodig nie. Luister, waar begin jou belofte en waar eindig jou lewe? Waar begin jou belofte en waar eindig jou ou lewe? Weet jy, waar is my belofte? My belofte het min dinge op aarde. Hulle sê die bediening is so lekker, my vriend. Hoor nou mooi. Want die aftreepakket is hemels. Kyk dan uit, dit is my beloofde land. Ek sal pad soontoe, tree vir tree, baie keer deur woestynagtige plekke, baie keer deur rotsagtige plekke. Die reis is dalk 10 dae ver,
maar dis in die son. Hy reis is dalk 10 dae ver, maar dis op droë grond. Hy reis is dalk 10 dae ver, en ons 'n vyand agter my. Vanmôre staan jy dalk by die see, en die vyand is besig om te jaag met al sy werkers, met al sy krag, om jou te kom verhoed, om daardie see oor te keer. Moses, wat is daar in jou hand? Ons hoor van Moses, trek uit jou skoene, en raak ons opgewonde. Moses het voor God gestaan op heilige grond, maar toe hy daar staan, by daai see, dink jy die grond was anderste. God se teenswoordigheid was daar. Hy was 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurpilaar in die aand. Die volgende oomblik verskyn God, nie net in 'n wolkkolom nie, maar in 'n donderstorm. Pilare wat oor en weer begin te beweeg, en hy gaan staan tussen die volk van Israel en die vyand wat aankom. Vanmôre wil die Here jou verseker, op pad na jou belofte toe, staan hy tussen jou en die vyand. Sy ons het wakker moet word. Die volk het dit gesien. Hulle het dit ervaar. Die Here was daar. Hy was nie een oomblik weg van hulle af. En sy heiligheid het oor hulle 'n koepel getrek. Hulle was daar in gees en in waarheid. Nee, die volk was verdeel. Al was die Here daar in volheid. Hulle sien hier gaan die gees van die Here, en hy trek daar die laar vir hulle op. Hulle vergeet die woorde so maklik. Ek gaan met hom deel vir eens en vir altyd. Moses, wat is daar in jou hand? Gebruik die leierskap. Steek hom uit. Wat gebeur? Die onmoontlikheid word moontlik. Die see skeer in twee. Ek wil sê, weet jy, ons het dit ook weer kortsigtig as ons sê net in 2. Ek sê altyd in 3. Hy skeer in 3. Want daar was droë grond op. En miskien maak die Here 'n weg program, waar daar nie gister en eergister 'n weg was nie. Baie gaan in hulle stry hierdie situasie teologies, wat hulle sê, ja, maar hoe snaaks is dat die grond net so hoog was, op daardie spesifieke gedeelte, daar was 'n sandbank wat hulle op kon deurloop, maar ek weet nie hoe vinnig die son daai sandbank kon droogmaak nie. Dat 'n magtige volk van kinders en die hele volk van Israel op daardie droë grond op een tyd kon deurloop, sonder om vas te val in 'n poeltjie modder, sonder om vas te val iewerste. Ek sien hierdie 2 walle, hierdie muur van water, links en regs van die volk, en hulle loop daar deur. Ek wonder hoe dit gelyk, of dit nie weerskant is soos 'n groot aquarium gelyk het nie. Daar van 'n paar visse. Kinders het hulle self gekyk, nou moet julle ook nog hier deur kry. En hulle loop deur, want agter hulle is die vyand. Hy wag vir hulle, sy tande is skerp. Sy wapens is uit. Die Here staan tussen jou en die vyand vanmôre. Terwyl jy deur die water gaan trek. Byderwyk, dit was droog. Die onmoontlike word moontlik. Weet jy, hoe meer ons hierdie situasie hoor, hoe meer minag ons dit. Ons het net al baie gehoor, pastoor, maar wat wil jy vir ons sê daardeur? Ek wil vir jou sê, kry klaar met jou gister en eergister. Dis agter jou. Hy gaan jou nie weer inhaal nie. Alhoewel jou inhaal as jy dit toelaat, gaan staan stil, wag vir hom. Hoor jy wat ek sê? As jy gaan staan en wag vir jou gister en eergister, gaan hy jou kry. En die Here staan tussen jou en jou gister en eergister. Kan ek het trek na vandag se ding toe? Terwyl hy op daardie graf kruis, dood, vloekhout aan. Toe slaan hy 'n spyker in tussen jou en gister. Terwyl ons die bloed het, was hy die gister en eergister weg. En wat vir jou voor lê, is sy belofte. Vaarloop met sy strydwaans jaag. Die Here so skuif maak na voor die volk toe om hulle verder te lei.
wil aan die ander kant op die drooggrond uitloop. Dus dit net die vyand in die see wat oorgebly. Het jy gesien hoeveel oorwinnings was daar al klaar? Nou kom al groot oorwinning. Hy kruis staan hy spyker in teen die vyand. En hy vou die lewe en die dood sy handdoeke op. En hy sê dood, lewe heers nou. Luister mooi o kind van die Here. Hy sê lewe heers nou. Die vyand wat agterna kom om te probeer doodmaak en te beskinder en te beseer en seer te maak en te verlei en te mislei. Maak hom klaar. Vat die krag uit Farao se lewe uit sy hand uit. Inteendeel vat hy sy lewe. Wat gebeur met die vyand op die einde van die dag? Hy word gewerp in die poel van vuur. Kan jy sien wat die Here mee besig is, selfs hier so in Exodus om vir ons 'n skets te gee van wat in die toekoms sal plaasvind. Hy gaan en hy verwerp die vyand, hy maak hom met die see toe. Die volgende een is nie so gelukkig om water te kry nie. Hy gaan vuur kry. En die valse profeet met sy misleiding gaan saam met hom en die dief gaan saam met hom. En die moordenaar gaan saam met hom. En dan is daar niks meer wat oorbly om te vervolg nie. Maar luister, kind van die Here, waar staan jy vanmôre op pad? Na jou beloofde land. Ek praat nie van mooi dingetjies wat jy gaan ontvang hier in die lewe in die toekoms nie. Dit is altyd daar. Die lewe het soveel mooi ook as jy net begin te raak kyk. Maar waar is jy in jou geestelike toestand vanmôre op pad na die hemel toe? Het jy dit bedink vanmôre terwyl jy die boodskap uitgegaan het? Het jy gedink, ja Here, ek staan vanmôre dalk skuldig aan murmurering. U het vir my die ewige lewe beloof. Maar ek staan vanmôre en ek kla oor 'n woestyn. 'n 10 dae rit. Ek kla vanmôre oor iets of oor iemand wat nie nodig is. Ek bekommer my vanmôre oor die vyand wat agter my aanhardloop. Hy sal sê, ja, die teksman jaag jou oop. Hy gaan water toe. Wat ek sê? Is jy hier vanmôre? Staan jy vanmôre in die middel van die woestyn en begin te kla, oor ek is honger, Here, ek is dors, Here. As hy vir jou hierdie woorde verseker het, ek sal vir jou voorsien. En jy sal nooit tekort en nie die meel. En die kan sal genoeg. Jou water sal gewis wees. Hoekom sal ek wil kla? Dit tel selfs in die woestyn op my breed. Hoekom sal ek wil kla? Wanneer ek kom by daardie punt van nog 'n onmoontlikheid. Alle dinge is vir die Here moontlik. Matteus 7, ek gaan 'n paar verse skip. Ek het nog 'n lang lyn van dinge wat ek vir wil sê, maar ek wil myself haas vanmôre, ons moet by die nagmaaltafel kom. Matteus 7 vers 11 sê die volgende. As julle wat dan sleg is, weet dan hoe goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle hemelse Vader wat in die hemel is. Goeie dinge gee aan die wat hom bid. Roep jy nog die Here aan? Praat jy nog met die Here? Gebed is nie weglaatbaar nie, maar absoluut noodsaaklik. As die volk dalk net hulle self bekeer het voor die woestyn en met die Here gepraat het, hulle verhouding met hom opgeskerp het, sou hulle bekommernisse minder gewees het. As dit waarvoor hy hulle geroep het, selfs in die woestyn, later sien ons dat hierdie volk
deur mekaar is. Want hulle vat al die goud van wat hulle saam kon maak en hulle maak 'n goue kalf. Onthou jy daai rendies? Hulle soek na iets. Hulle weet self nog nie wat nie. Al is die belofte vir hulle verseker. Is die belofte vir u verseker vanmôre? Weet u dit? As jy vanmôre sou heen gaan tot sterfte kom, waar sal jy jou oë oopmaak? Ek sê ernstig vanmôre met u. Ek wil nie doekies omdraai nie. Maar vanmôre lyk dit vir jou onmoontlik dat jy dalk die hemel sal beerwe. Weet jy, daar's mense wat sit met goed wat hulle nie weet hoe om te bely nie. Daar's mense wat sonde gedoen het wat baie ernstig lyk. Maar vir die Here is dit baie ernstig om dit te vergewe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Rus van wat, geliefdes? Waarvan het jy rus nodig vanmôre? Hy het gesê vanmôre toe ek kom, ek is moeg en ek het nie regtig 'n verwagting nie. Weet jy hoekom? Want ek staan by 'n plek van onmoontlikhede. Ek staan by 'n plek wat vir my onmoontlik geraak het. Maar ek besef vanmôre, vir God is alles moontlik. Amen. Ek kan hierdie preek tot ek blou is in die gesig. Jy kan dit van my afvat dalk, of nie. Maar as jy die hand van die Here vat vanmôre, en jy kom haal dit wat die Here vir jou beloof het. Maak nie saak waar jy op jou geestelike roete is, voor die woestyn, agter die woestyn, by die rivier, op pad na die beloofde land toe nie. Die Here is nog met u. Die Here dra u nog deur. Jesus het so 'n bietjie 'n spinner in die hoogs kom gooi. Hoor jy wat ek sê? Hy het ons nou direkte toegang gegee na die Vader toe. Ons hoef nou nie meer te sukkel deur Moses te praat nie, ek en u kan nou die Here toe self gaan. Ons het die leierskap van God in ons hand gekry, om te kan doen wat hy verwag ons moet doen. Vanmôre, wat is daar in jou hand? Kind van die Here? Wat het die Here vir jou gegee, om oor daardie see te kom? Wat het die Here vir u gegee, om deur die woestyn te gaan? Waar het die Here jou deur gelei, en waarvan af het die Here jou gaan haal? Omdat ek het gepraat oor die brandhout, uit die vuur. If you can go where I once been, if you can only see, and I'm only a sinner saved by grace. Ek vat die Here se belofte vanmôre met al twee harte. Met my hart. Maak nie saak waar ek staan, voor die woestyn, agter die deur, onder die kar, op die bankie. Waar staan jy vanmôre? En wat is daar in jou hand? Moses? Is jou skoene in jou hand of is jou staf in jou hand vanmôre? Het 'n persoonlike ontmoeting gehad met die Here vir hierdie rede? En as jy nog nooit 'n persoonlike ontmoeting gehad het met die Here nie, dan moet jy haastig begin te bid om dit te ontvang, want sonder 'n persoonlike ontmoeting met die Here kan daar nie 'n persoonlike verhouding wees met die Here nie. Dan staan jy in elk geval verniet voor die graf. Jy staan verniet voor die woestyn. Jy staan verniet voor die see. Dit is vanmôre van absolute en kardinale belang dat ek en 'n persoonlike ontmoeting met die koning van alle konings, nie opinie gedrewe nie. Nie, ag ek dink ek het die Here ontmoet nie. 'n vaste vertroue, 'n wete dat jy 'n persoonlike ontmoeting met die Here van die leerskare gehad het. Het nog nie 'n persoonlike ontmoeting gehad met die Here. Apostol, dit raak my. 'n persoonlike ontmoeting skeer jou weg
van alle menslike opinies. Van alles wat diekies en daaikies dink en maak nie saak waar jy op jou geestelike roete is nie. Dit bring jou na 'n plek van vertroue, nie op jouself en op jou eie werke nie. Maar op alles wat hy in staat is om weer te kan doen. Hy sê, laat die swakkeling sê, ek is 'n dappere held. Jou sewe van omstandighede mag jy dalk wegspoel vanmôre, as jy vergeet wie God is. Die vyand wat blaas hier agter in jou nek af, om jou te kom inhaal, steur jou dalk van dit wat jou doel is. Vergeet van die vyand. Hou op, loop en soek na die duiwel daar buitekant. Want weet jy hoeveel mense gaan hulle bestraf en maak beradings en maak allerlei dinge om die vyand te probeer aanval. As dit nie gaan oor dit nie, wil ek vir jy sê, weet jy wat? Jy is besig om 'n evangelie te volg en te verkondig wat 'n valse een is. Hou op die duiwel jag en hou aan om die Here te aanbid. As jy God begin te groot maak, dan raak die duiwel klein. Hoor jy wat ek sê? Maak vir my meer sin. As ek die regte evangelie verkondig, ja, dit gaan die vyand kwaad maak, maar God staan tussen jou en die vyand. Want dit gaan oor hom. Is jy hier vanmôre? Ek voel net, ek wil nie ophou nie, is iets wat moet gebeur vanmôre. My verwagting het ewe skielik verander. Want my verwagting is nie op U om die Here groot te maak nie, my verwagting het gedraai na wat ek vir die Here kan doen. En vanmôre wil ek sê, halleluja, prys die Here, hy is groot, hy staan groter as die mensdom. As my verwagting op U was vanmôre, sou ek gefaal het. Maar my verwagting is op die Here, want hy is die een wat kan beweeg, hy is die een wat harte kan verander, hy is die een wat mense kan omdop, hy is die een wat die see kan oopmaak, hy is die een wat die woestyn kos gee. Weet jy wat? Woe! Ek is in staat nie, hy is in staat, en omdat hy in staat is en hy in my lewe, maak hy my in staat. Voel jy is geskep van die atmosfeer vanmôre? Voel jy dat nou jy beskielik van 'n slapende posisie af, het die Here jou wakker kom maak om iets te doen vir hom. Kom ek sê vir jou, ek kan werk soos wat ek wil, die Here het my stem gegee. Amen. Maar nou gaan ek jou sê, hou op in die see vaskyk. Hou op in die vyand vaskyk. Turn left, come right. Die Here het 'n belofte. Ek sal waar word. Hou op steen in jou eie insigte. Hou op let op jou eie kragte, dit is te min. Do not gonna make it. Fake it till you make it, sê hulle. I don't need to fake it. If I've got all power in heaven and in earth backing this boat. Hierdie perd hardloop vorentoe op nie op jou genade nie, maar op God se genade. Hierdie perd het nie 'n jockey nodig nie, die Gees binne in hom. Vanmôre sit ek nie met 'n lang gesig en wag vir die hek om oop te maak nie, broer. Ek is 'n wilde perd. En hierdie wilde perd gaan daar waar die Here vir hom stuur. En luister vanmôre mooi, o kind van die Here. Die duiwel gaan hom nie tuim nie. Hoor jy wat ek sê? Want ek is wild vir die Here. Is jy nog wild vir die Here? Druk met jou hand so in eie boesem vanmôre. Voel met jou hart klop vanmôre. En sê, ja, Here, ek vat hierdie boodskap vir my op. Ek het jou verskillik in hierdie diens besef, ek het hier nodig. Hierdie ding wat gebeur by my werk, hierdie ding wat gebeur in my lewe, hierdie ding wat in my huis gebeur, hierdie ding dat my kinders nie luister nie, hierdie ding, die vyand het gekom om te roof en te plunder en te lieg en jou te bestraf. Vanmôre is die Here hier om vir jou iets anders te doen. Hy staan tussen jou en die vyand. Sodat die oorwinning wat jy deurgaan aan hom kan behoort. Wat waarom opeindig? With the fishes. Is weg. God het sy belofte eerste weer vir hulle bevestig. Ek gaan julle vervolger tot niet maak. Het jy ons diener God wat lewe? En 'n vyand wat lieg?
Ek dien hom nie, hoor. Jy moet mooi luister wanneer mense praat, hulle kan jou dalk kom, gee met nie, waar het is. Die vyand is 'n oorwonne vyand. As jy jou Bybel agter oopmaak, van agter af vorentoe begin te lees, sal jy sien uiteindelik wen ons, hoor. Daar is nie wen vir die vyand nie. Is ons gewoon 'n sleep for the fishes. The fire fishes. Ek gaan ocean basket doen. Praise die Here. Opgee is vanmôre nie vir jou 'n opsie nie. Opgee is nie 'n opsie nie. No turning back. Praise the Lord. No turning back. No turning back. As jy gedink het daar was nie 'n weg deur die woestyn nie. Vanmôre is daar 'n weg en 'n pad nie net deur die woestyn nie. Vanmôre is daar 'n weg en 'n pad ook deur die see van omstandighede. Vanmôre is daar 'n weg vir my en u, omdat die Here dit so beplan het. Sien die nag waarin hy verraai is, het die brood geneem en het gebreek. Sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Na die ete, die wyn moet hierdie woorde, dis my bloed, die Nuwe Testament. En maak jy die belofte, dan gaan jy deur die dal van die doodskade weer, hoef jy geen onheil te vrees. Koning Dawid het dit geweet. Na waters waar rus is, sal hy jou heen lei. Groen weiveld, waar rus is. Sy rus, om vanmôre oor ons nie, 'n diepe slaap van die vyand. Maar sy rus. Kom ons staan ons voete. Ek wil sit die seën vir ons vanmôre in die tafel.